JMath. Kom ons oefen so 'n paar van die moeiliker somme in hierdie hoofstuk. Hierso is 4 vrae wat jy maklik in 'n eksamen kan kry. Pause die video, probeer elkeen van hulle asseblief en kyk na die metodes as jy merk of jy regtig verstaan en of jy nog 'n bietjie meer moet oefen. Baie sterkte, geniet dit. Vraag 1. Die derde term van 'n rekenkundige is 4 en die 10de term is minus 17. Bereken die waarde van die eerste term en die konstante verskil. Okay, so aan die begin van hierdie video het julle daai persblok en groen blok gesien. So ek moet nou die info wat hulle vir my gee, gaan oorskryf in terme van A en D, omdat dit rekenkundig is. So kom ons begin daarmee. So ek weet term 3 is gelyk aan 4 en term 10 is gelyk aan min 17. Ek kan nie veel met dit doen nie. So die punt van hierdie oefeninge is om by gelyktydige vergelykings uit te kom. Hierso kan ek nie iets elimineer of invervang of so nie. So ek moet dit gaan oorskryf in terme van A en D. So die derde term is gelyk aan A plus n minus 1 en n is 3 in hierdie geval, so dit is 2D is gelyk aan 4, dit noem ek vergelyking 1, en hierso A plus 9D is gelyk aan min 17, dit noem ek vergelyking 2. Jy kan nou kies hierso of jy eliminasie of substitusie wil doen, albei gaan perfek werk. Ek gaan in hierdie video gaan ek eliminasie doen, want dit is 'n klein bietjie makliker. So ek gaan net sê vat term of vergelyking 2 minus vergelyking 1. So dan gaan ek hom net bo skryf, plus 9D is gelyk aan min 17, dan minus, en dan in 'n hakkie skryf ek die eerste vergelyking, so A plus 2D is gelyk aan 4. En dan, as ek elke kolommetjie aftrek, kan ek sien wat bly oor. A minus A is net 0, 9 minus 2 geef my 7D, en min 17 minus 4 geef my minus 21. Dit wil sê D is gelyk aan minus 3. Die vraag was om die eerste term en die konstante verskil te kry. So nou gaan ek sommer net vir hulle skryf, vervang D in vergelyking 1 in. Dan het ek A plus 2 maal minus 3 is gelyk aan 4, en dan 2 maal minus 3 is min 6, as ek hom oorvat, word dit plus 6, so A is gelyk aan 10. Kom ons merk gou en kyk waar die punte is. Jy gaan 'n punt kry omdat vergelyking 1 en 2 korrek is, dan omdat jy 'n metode gekies het, so ons het hierso eliminasie gekies, toe kry ons D en toe kry ons A. Dit was die 4 punte. So hierdie is jou maklikste variasie op dit. So asseblief kyk mooi na die vraag sodat jy dit kan herken in 'n eksamen en dit so kan oorskryf. Vraag 2. In 'n metkundige ry is term 3 gelyk aan 15 op 16, term 6 is gelyk aan 5 op 18 en die laaste term is 40 op 729. Hoeveel terme is daar in die ry? Hierso is ons al klaar 'n trappie hoër van die vorige een af, want nou sit hulle die goedjies wat jy klaar weet en hulle gooi nog 'n bietjie goeders bo op deur om die laaste term te skryf sodat jy moet n kry. Maar kom ons analiseer wat hulle vir my gee, skryf dit oor in terme van A en R en dan kan ek die som begin doen. So term 3, hierdie is nou meetkundig, so dit is A maal R tot die mag n minus 1, in hierdie geval is n 3, so ek weet daai is dan AR 2, is gelyk aan 15 op 16. Dit is vergelyking 1. Nou vergelyking 2 is die 6de term, so dit is A maal R tot die mag 5, is gelyk aan 5 op 18. Dit is vergelyking 2. Weereens, jy kan substitusie metode gebruik, maar ek gaan eerder hierso eliminasie gebruik. Dit gaan baie makliker wees. Nou hierdie is die enigste plek in skoolwiskunde waar jy hierdie metode gaan volg, want ek gaan sê vat vergelyking 2 en deel dit met vergelyking 1. So hoe dit gaan lyk is A maal R 5 is gelyk aan 5 op 18. Deel dit, onthou net soos die vorige ene, kolom vir kolom, deel ek dan net elke ene en sien wat kry ek. So A gedeel deur A is net 1, so ek skryf dit nie eers nie. Dan is daai R3 en daai gee dan vir my 8 op 27 as ek dit in die sakrekenaar indruk. So as R tot die mag 3 gelyk is aan daai, dan derde mag wortel ek albei kante, so R is 2 op 3. Nou, ek het nog baie stappe oor in hierdie som, maar ek gaan nou daai gebruik om A te kry. So ek gaan vir hulle sê, vervang R in vergelyking 1 in. So dan is dit A maal 2 op 3 kwadraat is gelyk aan 15 op 16. As ek dan sê 15 op 16 gedeel deur 4 op 9, want dis wat daai breek gaan word. As ek dit dan in die sakrekenaar sit, kry ek 135 op 64. Okay, ek kom nader aan die antwoord, maar daar's nog steeds 'n paar stappe om te volg. So nou het ek A en R.
Ek moet nou werk met die laaste term, want hulle wil weet wat is n, so ek moet die TN formule gebruik. So in hierdie geval weet ek die waarde is 40 op 729. Ek weet A is 135 op 64 en ek weet R is 2 op 3. Ek weet net nie wat is n nie. Stap 1, ek wil alles wat nie 'n eksponent het nie, wil ek wegdeel aan die kant toe. So ek gaan sê 40 op 729 gedeel deur 135 op 64 is gelyk aan 2 op 3 tot die mag n minus 1. Okay, as ek dit in my sakrekenaar sit, dan kry ek 512 op 19683 is gelyk aan 2 op 3 n minus 1. Jy kan nou hierso of shift fact gebruik met die boonste deel van die breek, die onderste deel van die breek, doen dit apart, shift fact dit, en jy gaan dieselfde antwoord kry vir al twee, of dieselfde eksponent kry, en dan weet jy dis die antwoord. Of jy kan logs gebruik. So teen Junie eksamen gaan jy in elk geval logs doen met alles, so ek gaan hierso ook die log metode volg. Hierso gaan ek dan skryf log 2 op 3, die grondtal bly die grondtal en die ander twee ruil om. So 19683 en n minus 1. So as ek dit in die sakrekenaar insit, dan sê hy vir my daai antwoord is 9. So n is dan 9 plus 1, so n is 10. Dit wil sê, daar is 10 terme in hierdie ry. Kom ons kyk gou, waar sal jy nou jou 6 punte vandaan kry? Okay, jy kry 'n punt vir jou oorspronklike vergelykings. Dan 'n punt omdat jy substitusie of eliminasie gekies het, en dan omdat jy R gekry het. Dan omdat jy A gekry het, dan vir die metode wat jy hierso gevolg het, omdat jy geshift fact of gelog het, en dan vir jou antwoord. So daar sou 6 punte. Hoe was dit gewees? Sou jy geweet het dis wat jy moet doen, en hoe dit gegaan toe jy dit probeer het? Vraag 3. In 'n meetkundige reeks is die som van die eerste 4 45 en die som van die eerste 8 is 765. Bereken die eerste 3 terme. Nou, hierso is ons nou op eksamenvlak. Dit is hoe dit kan gevra word, en dit is aansienlik moeiliker as die vorige paar. Want ek kan dit nou nie meer gaan oorskryf as A plus D of AR of so ietsie nie. Ek moet nou groter formules gebruik. So gelukkig ken jy die SN vir meetkundig, ek moet dit nou net so gaan oorskryf. So as ek die formuletjie gebruik, kan ek sê 45, want dit is die waarde van SN, is gelyk aan A maal R tot die mag n. Ek weet nie wat A of R nie, maar ek weet dat n is 4. En dit is alles op R minus 1. Okay, ek kan nie juist veel met dit doen nie, maar dit is vergelyking 1. Gaan dieselfde doen met vergelyking 2, waar ek die som van die eerste 8 gaan gebruik. So, daai getal is gelyk aan A maal R8 min 1 op R min 1. Okay, ek wil net gou ietsie wys. As ek praat van 2 maal 3 op, kom ons sê op 4, so iets, kan mens dit ook skryf as 2 maal 3 op 4, en al twee van daai gaan vir my presies dieselfde antwoord gee. So ek mag ietsie afbreek van die breek af, omdat hy bo was. So 2 op 1 is dieselfde as wat die 2 net bo in die breek was. Nou daai konsep gaan my nou baie help in hierdie formule. So kom ek wys vir julle wat ek bedoel daarmee. So ek kan hierdie net gaan oorskryf as, en ek gaan net 'n kleur gebruik hier, wat makliker te maak, mal R8 minus 1 op R minus 1. Okay, daai twee beteken presies dieselfde, maar ek gaan sê dit is my vergelyking 2. Nou, hoekom het ek dit gedoen? Hierso gaan eliminasie nie werk nie. Dit kan, maar dit gaan baie moeiliker wees om die goed in dieselfde formaat te skryf, sodat jy net kan minus of deel. So ek gaan hierso invervang. Wat ek gaan doen dan is, ek gaan vergelyking 1 vat en A alleen gaan kry. Hoe gaan ek dit doen? So ek gaan eers die R min 1 wat onder is, gaan ek oormaal, net in 'n hakkie los, en dan gaan ek die R4 minus 1 wegdeel, sodat ek A alleen het. Okay, so daar is wat toets ons bietjie algebra skills. Ek hoop dit maak sin. Dit gaan ek dan noem vergelyking 3. En terwyl ons kleure gebruik, kom ons maak daai dan sommer 'n groen A. So nou kan ek sien, ek gaan daai A's invervang met mekaar, sodat ek R kan oplos, en dit gaan ek vir hulle nou skryf. So, vervang 3, okay, hoe gaan dit lyk? 7, 6, 5 is gelyk aan, dan gaan ek die vergelyking 3A, gaan ek nou invervang in vergelyking 2. So, 45 R minus 1 op R4 minus 1, en dit kan ek dan net maal met R8 minus 1 op R minus 1. Jy mag maar alles in hakkies sit, net sodat jy nie per ongeluk goeders uitkanselleer wat jy nie mag nie. Okay, nou mag ek hakkies uitkanselleer wat dieselfde is, en onthou, my hele punt hierso is ek wil by R uitkom, dat ek hom kan alleen kry. Nou,
Ek wil die getalle alles links vat, so ek gaan sê 765 gedeel deur 45 is gelyk aan. Nou as ek baie mooi kyk na hierdie R8 minus 1, dis actually die verskil van vierkante. So ek kan hierso gaan skryf, dis R4 min 1 op R tot die mag 4 plus 1. Nou pas op asseblief hierso. Moenie al die verskil van vierkante wat jy sien gaan doen nie. Doen altyd net die grootste een eerste, want daar's 'n baie groot kans dat hy gaan uitkanselleer of dat een van sy hakies gaan uitkanselleer met iets anders en dis presies wat hier gebeur. Want nou kan daai twee uitkanselleer en ek's nou baie naby om R alleen te kry. So in hierdie geval gaan ek net my sakrekenaar gebruik en die sakrekenaar gaan sê daai is 17 en nou het ek R4 plus 1. So dit wil sê R4 is dan gelyk aan 16 en R is gelyk aan 2 as jy die vierde magswortel van al twee kante vat. Dit was nou regtig baie werk om daar uit te kom en ek is nou eers in die helfte van die som. Okay, nou gaan ek dit by vergelyking 3 in vervang. So ek gaan net vir hulle sê vervang R in 3 in. So dit dan gaan lyk is 45 2 minus 1 alles op 2 tot die mag 4 minus 1. As ek dit alles in die sakrekenaar sit, kry ek bo 45 maal 1 gedeel deur 16 minus 1. So 45 gedeel deur 15 gee dan net vir my dat A gelyk is aan 3. Nou weet ek wat's A, ek weet wat's R. Die vraag was, wat is die eerste 3 terme van hierdie ry? So T1 is dan net gelyk aan A, T2 is gelyk aan A maal R en T3 is gelyk aan A maal R kwadraat. So kom ons kyk dan net wat dit sal wees. Daai is net 3, daai is 3 maal 2 tot die mag 1 en daai is 3 maal 2 tot die mag 2. So finale antwoord is 3, 6 en 12. Daar's hy. Dit is dan die hele vraag 3. Kom ons kyk waar jy 6 punte sou kry. So ek gaan 'n punt kry vir my vergelykings wat almal reg is. So daarso en dan daarso vir vergelyking 2. Dan gaan ek 'n punt kry omdat ek R gekry het, omdat ek A gekry het en dan omdat ek reg in vervang het oral. So definitief 'n punt kry vir die eerste 3 terme en dan vir hierdie groot bewerking wat ek hierso in vervang het in die middel van die som. Hoeveel van daai punte het jy gekry? Ek hoop na hierdie video kan jy 'n paar van hierdie oefen dat in 'n eksamen jy nie skrik vir hierdie tipe somme nie en jy ook volpunte kan kry. Vraag 4. So hierso is nou een van die moeilikste somme wat hulle kan kry uit hoofstuk 1 uit. So kom ons doen dit rustig saam. So die eerste 2 terme van 'n rekenkundige reeks. So ek gaan daai somme my blou term maak en dan hierso meetkundig die ander ene. Net om my brein te help om dinge bietjie uitmekaar uit te haal en dat dit nie net klomp syfertjies is wat swem op die bladsy nie. Kom ons lees wat gaan hier aan. Die eerste 2 terme van 'n rekenkundige en 'n meetkundige reeks is dieselfde. Dan, die eerste term is 12. S3 van meetkundige reeks 3 meer as S3 van die rekenkundige reeks. Bereken 2 moontlike waardes vir R in die meetkundige reeks. Daai was 'n mondvol. Kom ons begin stukkie vir stukkie. So ek weet hulle praat van S3. Ek gaan nie die SN formule gebruik as dit minder as 5 terme is nie. OK, so ek gaan hierso werk met term 1 plus term 2 plus term 3. A plus A plus D plus A plus 2D. Jy kan hakies sit as dit vir jou beter lyk, maar jy hoef regtig nie. Onthou nou, ek weet A is my eerste term, so dis 12. So hierdie kan ek dan sê is 12 plus 12 plus D plus 12 plus 2D en dit kan ek dan alles gaan oorskryf as S3 is dan gelyk aan 36 plus 3D. OK, nou dis vir nou is dit al inligting wat ek het oor die rekenkundig. Kom ons kyk gou na die meetkundig. So hierso praat hulle ook van S3. So hierso kan ek gaan sê maar S3 hierso is gelyk aan A plus A maal R1 plus A maal R2. Weereens ek weet A is 12, so 12 plus 12R plus 12R kwadraat. OK, nou moet ek nou probeer om hierdie bymekaar uit te kry. Nou wat hulle vir my sê is term 1 en term 2 is dieselfde in hierdie 2 vergelykings. So dit beteken dat hierdie ene en daai ene actually dieselfde waarde het. So kom ons gaan skryf dit as 'n vergelyking. So ek weet 12R is gelyk aan 12 plus D. OK, die eerste 2 terme is gelyk. So dit beteken term 2 van die blou patroon is gelyk aan term 2 van die groen een. Hierso gaan ek D alleen kry. Ek moet nou begin vergelykings skryf wat ek kan invervang in mekaar in. Ons daai gaan ek noem vergelyking 1. So nou moet ek gaan soek waar is vergelyking 2. Nou hulle praat hierso van S3 van 'n rekenkundig, hulle praat van S3 van 'n meetkundig en dan praat hulle van die een is 3 meer as die ander ene.
So, kom ons analiseer so 'n bietjie. S3 van die meetkundig is 3 meer as S3 van die rekenkundig. So ek kan daai nou al klaar gaan oorskryf. 12 plus 12R plus 12R kwadraat. Dit is S3 van die meetkundig. En hulle sê vir my, hy is 3 meer as S3 van die rekenkundig. So ek weet S3 van die rekenkundig was daai, en nou moet ek net besluit, sit ek die plus 3 aan die groen kant of aan die blou kant? Okay, dink altyd watse ene is logies die kleiner een. Nou as hulle vir my sê S3 meetkundig is 3 meer, dan beteken dit hy is die grootte. So as ek sê hulle is gelyk, moet ek 3 byplus by die blou kant. Okay, so gaan dink net mooi oor daai ene. As ek sê daar is gelyk aan, dan moet hierdie goeders uitbalanseer. Dink aan 'n skaal. So op hierdie stadium moet ek 3 by die kleintjie byplus. Nou het ek 'n vergelyking wat ek mee kan werk en goed rondskuif. En ek gaan hom net so klein bietjie vereenvoudig en dan kan ons kyk wat sal ons sê is vergelyking 2. So hierso het ek 'n paar konstantes. So ek kan hulle bymekaar plus en ek het 'n r kwadraat, so ek gaan hom net voorsit. So 12r kwadraat plus 12r. Ons gaan nou met daai d werk, maar nou het ek ook 'n 12, 'n 36 en 'n 3. Ek gaan alles linkerkant toe vat. So 12 minus 36 gee vir my minus 24, minus 3 gee vir my minus 27 is gelyk aan 3d. Dit gaan ek sê is vergelyking 2. Nou kan ek vergelyking 1 en 2 mekaar invervang, sodat ek by my antwoord kan uitkom. Kom ons kyk gou. Net vir hulle sê wat ek doen. Vervang 1 in 2. Ons sê, kom ons skryf dit oor. So, 12r kwadraat plus 12r minus 27 is dan gelyk aan 3 maal 12r minus 12. Ons sê, ek wil alles linkerkant toe vat, so kom ons doen dit. 12r kwadraat, nou, plus 12r, aan die regterkant gaan ek daai 3 inmaal, so dit gaan 'n 36r word, ek gaan hom net so lank aftrek. Dan minus 27, en as ek daai 3 inmaal met die minus 12, is dit ook minus 36, is gelyk aan 0. Nou kan ek gou dit alles bymekaar sit, en dan kyk wat is die antwoord. 12r kwadraat, dan 12 minus 36 gee my minus 24r, en dan minus 27 plus 36 gee vir my plus 9 is gelyk aan 0. Hier is nou 'n 3 term. Jy kan kies watse metode jy wil volg, of jy calculator of net 'n gewone 3 term of die formule wil gebruik. Ek gaan braaf wees en dit probeer op die ou manier. So eerstens gaan ek alles deel met 3, 4r kwadraat minus 8r plus 3 is gelyk aan 0, en dan moet ek net my hakkies kry, en ek weet hierso, as ek die 4 gaan opbreek as 2 maal 2, en die 3 is net 3 maal 1, daai gee vir my 6, daai gee vir my 2, as ek hulle al twee minusse voorsit, is dit minus 6 minus 2 is minus 8, so dit gaan dan werk. So hierdie is 2r minus 3, en 2r minus 1 is gelyk aan 0. Nou om my vraag te antwoord, kan ek dan gaan sê, okay, so die een hakkie moet gelyk wees aan 0, dit wil sê r is 3 op 2, of die ander hakkie moet gelyk wees aan 0, en dit wil sê r is dan 'n half. Daar's hy. Daar het ek daai monster van 'n som geantwoord soos wat hulle hom wil hê, en ek het 2 moontlike waardes vir r in die meetkundige reeks. Waar gaan jy 6 punte kry vir hierdie som? So jy gaan definitief 'n punt kry omdat jy by vergelyking 1 uitgekom het. Dan omdat jy by vergelyking 2 uitgekom het, kry jy jou ander punt. Okay. Nou omdat jy die regte formule opgestel het en invervang het en jou invervanging gewys het, kry jy nog 'n punt. Dan vir jou 3 term en dan vir jou 2 r-waardes. Dan sê julle, ek weet daai was 'n moeilike som, maar ek hoop jy het dit maklik gevind as jy so 'n paar keer gekyk het en net mooi gedink het oor wat ons doen. So elke wiskundige som wat jy gaan kry in die eksamen, daar is 'n logiese, maklike manier om dit uit te werk en te analiseer en so aan. As jy dit net reg kan oorskryf in A's en D's of A's en R's, gaan dit nie te complicated wees nie. Daar is 'n antwoord vir alles. Jy moet net die regte pad volg aan die heel begin, want dit maak alles sommer makliker. Laat weet my hoe dit gegaan het. Ek wil regtig weet of hierdie vir julle sin maak en of dit net onmoontlik voel. If this video helped you, please like and subscribe. JJ man.